Welkom, julle kan julle sitplekke neem. Dit is vanoggend vir my 'n voorreg om vir julle die woord te bring op hierdie lang naweek. En vandag wil ek bietjie gaan kyk na van die verhale wat toe Jesus op aarde was. En ons weet dat in ons lewe is Jesus die beste voorbeeld vir ons. As ons wil wonder oor hoe om in situasies op te tree, wat om te doen, wat om te sê, baie van ons dra daai bandjie of ons het op 'n tyd daai what would Jesus do? Gaan kyk na die beste voorbeeld, die een wat sondeloos was, wat op die aarde was, wat in elke opsig soos ek en jy mens was, maar nie sonde gepleeg het nie. En wat vir ons aarde toe gekom het vir 'n voorbeeld, maar ook sodat ons gered kan word natuurlik, maar ook as 'n voorbeeld en in elke opsig en elke uitdaging en elke ding wat ons moontlik mag beleef. Hy weet, hy verstaan, want hy was ook mens. So, in Jesus se verhaal is daar baie lesse, baie dinge wat ons na kan gaan kyk en uit kan gaan leer, en vandag wil ek spesifiek stil staan op 2 verhale. En dit is eintlik baie interessant, want dit is 2 verhale wat eintlik teenoorgesteldes is, maar Jesus het dieselfde reaksie op albei daardie verhale gehad. En die eerste verhaal speel af in die dorpie van Kapernaum. Nou ek is nou nie Grieks of Hebreëus nie, so ek weet nie presies hoe spreek jy dit uit nie, maar kom ons sê Kapernaum. Dit was 'n visser en 'n landboudorpie gewees, en dit was by die see van Galilea aan die noorde kant gewees, en dit was 'n redelike belangrike dorp in Galilea, want baie paaie het deur hierdie dorp beweeg na Damaskus en ander plekke toe. So daar was baie Jode in hierdie dorp, maar daar was ook Romeine en 'n klomp ander mense van ander plekke wat daar bymekaar gekom het in Galilea. Die grootste deel van Jesus se bediening, vandat hy gedoop is en in bediening ingegaan het totdat hy gekruisig is, die grootste deel het in Galilea en het in Kapernaum en rondom Kapernaum plaasgevind. Nou die gebeurtenis waarna ek wil gaan kyk, en ek glo ons almal het hom al gehoor, dis van die Romeinse hoofman, die kaptein oor 100. En ek gaan lees uit Lukas 7 vers 1 tot 10, en ek lees uit die ou vertaling. En nadat hy voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het, dis nou Jesus, het hy in Kapernaum ingegaan. En die diensknegt van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy diensknegt gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom moet doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. So hierdie hoofman was 'n Romein, was nie 'n Jood nie, hulle was daar in Kapernaum gewees hulle het belasting opgegaar, maar hulle het ook wet en orde daar gehandhaaf in Kapernaum. En die hoofman se knegt was siek. En hy het nie gevoel hy is waardig om tot Jesus te gaan nie. So hy het Joodse ouderlinge gevra om na Jesus toe te gaan en vir hom te vra om sy knegt te kom genees. En hy was die Jode goedgesind gewees. Hulle sê, hy is waardig om gehelp te word, help hom Jesus, want hy is ons volk goedgesind en hulle het gehelp om vir ons sinagoges te bou. So hy was 'n goeie man, al was hy nie 'n Jood nie. En vanaf vers 6, en Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met 'n woord en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is. En ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir die ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd. En hy draai om en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was terugkeer na die huis, vind hulle die siek diensknegt gesond. So hierdie man is 'n man met autoriteit. Dis 'n man wat mense onder hom gehad het, 100 soldate wat hy moes beheer en kaptein oor was, en hy het autoriteit verstaan. En hierdie man kom en hy sê vir Jesus, ek weet u die autoriteit. Ek onderwerp my onder u autoriteit en ek sê, Here, as u dit spreek, sal dit so wees. En wat was Jesus se reaksie? Hy was
verwonderd oor die hoofman se geloof. Die volgende verhaal speel in Nasaret af, en dis die teenoorgestelde van wat hier gebeur het. Hier was Jesus verwonderd oor die hoofman se geloof, en die hoofman was nie eers 'n Jood nie, dit was 'n Romein. Die negatiewe gebeurtenis speel af in Nasaret. En dit is tydens Jesus se bediening, toe hy weer in sy geboortedorp Nasaret kom. Nou Nasaret, soos ons al voorheen gehoor het, was 'n baie klein landboudorpie. En dit was aan die westelike kant van die see van Galilea. Okay? Of as jy vir die see kyk, aan my linkerkant. Dit was 'n klein landboudorpie. Daar was, in Jesus se tyd beweer hulle, daar was so ongeveer 400 mense wat in die dorpie gebly het. Dit was nie 'n baie bekende, goeie dorp nie, 'n baie goeie reputasie gehad nie, en mense het maar neergekyk op die mense van Nasaret. Dit was ook nie, dink ek, 'n dorp waar baie mense deur gereis het of na toe gekom het op pad iewers heen nie. So 'n baie insignificant dorpie gewees. En dis waar Jesus groot geword het. Dis waar omtrent 30 jaar lank groot geword het en saam met sy pa sy beroep beoefen het, en dit was Jesus van Nasaret. Dis hoekom hy Jesus van Nasaret genoem was. Nou hierdie gebeurtenis lees ons in Markus 6 vers 1 tot 6. En hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom, dis nou Jesus. En sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, het hy in die sinagoge begin leer. En baie wat hom gehoor het, was verslae en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê het en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Hierso sien ons die mense van Nasaret, wat sê, maar Jesus, jy het hier groot geword. Ek het jou gesien, vandat jy 'n klein kindjie was, het jy hier rondgehardloop en gespeel. Kan nie jy wees nie, hierdie kragte en goed wat ons van hoor, kan nie wees nie. Ons erken nie jou autoriteit nie, want ons glo nie dat jy hierdie goed kan doen nie, jy's maar net 'n mens soos ons. En wat was Jesus se reaksie? Soos met die hoofman van Kapernaum was Jesus verwonderd gewees. Maar hierdie keer nie oor hulle geloof nie, maar oor hulle ongeloof. Die woord verwonderd, in Engels sê hulle, he marveled. Dis die enigste 2 plekke in die evangelies waar jy lees, waar Jesus verwonderd was. Geen ander plek in die evangelies was Jesus ooit verwonderd gewees nie. Ons lees van verwondering en marvel in die woord as ons kyk na God se skepping en God se grootheid, en ons is verwonder oor sy grootheid en sy almag en sy goedheid. Dit sing jy baie, maar jy sing nie waar Jesus verwonderd was oor iets nie. En ek glo nie, dis toevallig dat Jesus verwonderd was oor geloof en ongeloof nie. Daar's 'n les vir ons te leer hier, en daar's iets wat ons moet na gaan kyk en moet uitleer. Hoekom was Jesus nou juist verwonderd oor hierdie hoofman van Kapernaum se geloof? En hoekom was hy verwonderd oor die mense van Nasaret se ongeloof? Geloof, soos ek glo ons almal weet, is die fondasie daarvan om 'n volgeling van Jesus te wees. Dit is die belangrikste deel van wat ons glo en wat ons doen. Ek glo dis juis hoekom in hierdie, die enigste 2 aangetekende plekke is, waar Jesus verwonderd was oor geloof. Omdat dit die belangrikste ding is in ons lewe. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, wat moet ons doen as ons tot God wil nader? Ons moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 6, en as jy Hebreërs 11 gaan lees, sal jy sien, dis die hoofstuk van geloof. Dis waar al die geloofshelde gelys word en bespreek word. En ons leer ook in Hebreërs 11 dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, die dinge wat ons nog nie sien nie. En geloof is na aan God se hart, want sonder geloof sal nie een van ons hier gesit het nie. So jou geloof kan God behaag, maar hoe lyk 'n geloof wat God behaag? En die sleutel lê in Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 vers 6 sê, jy moet glo dat hy is.
En jy moet hom soek en jy moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. En daarom wil ek vandag na hierdie 3 woorde gaan kyk, na hierdie 3 aspekte van Hebreërs 11 vers 6. En ek glo die sleutel van hoekom die hoofman se geloof Jesus behaag het en hoekom die mense van Nasaret se ongeloof nie Jesus behaag het, maar hy gemarvel het en hoekom Jesus gemarvel het oor die mense van Nasaret se ongeloof, kan ons antwoorde kry uit hierdie 3 dinge en hierdie vers van Hebreërs 11 vers 6. As ons gaan kyk na glo, die Romeinse hoofman het geglo dat Jesus die autoriteit het. Hy het geglo in Jesus en hy het geglo dat Jesus kan genees en hy het geglo dat Jesus wil genees en hy het geweet Jesus sal dit kan doen. Hy het geglo in wie hy is en in sy autoriteit. Hy het in nederigheid onder hom onderwerp. Hy het geglo. Maar hy het ook sy autoriteit aanvaar. Hy kon baie maklik gesê het, nee wat, hierdie man waarvan hulle praat weet nie, ag nee, hy sal dit nie kan doen nie. Maar hierdie hoofman het gekies om te onderwerp onder Jesus se autoriteit en hy het gekies om, hy het nie self eers die vrymoedigheid gehad om na hom toe te gaan nie, uit nederigheid uit nie, maar hy het gekies om mense te stuur om hom te nader en vir hom te vra, maar Here, help. Hy het hom gesoek. En hoe het Jesus hom beloon? Sy hoofman het gesond geword. Hy het die resultaat gesien van dit wat hy geglo het. Hy het geglo, hy het gesoek en hy is beloon. En die mense van Nasaret? Die mense van Nasaret het nie Jesus se autoriteit erken nie. Het gesê hy is Jesus van Nasaret. Ons ken hom, ons ken sy susters, ons ken sy broers. Dis nie hy nie. Hulle het nie sy autoriteit erken, hulle het nie geglo dat hy is nie. En toe het hulle sy autoriteit verwerp uit hoogmoed. Want wie is hy? Hoekom moet ek my onderwerp onder hom? Hoekom moet ek sy autoriteit aanvaar? En wat was die resultaat? Ons lees dit was in Markus, lees ons, hulle het nie regtig resultate gesien. Hulle sê, hy kon daar geen krag doen nie, behalwe om 'n paar siekes die hande op te lê en hulle te genees. En moontlik het daai paar siekes dalk geglo. So wat sien ons hier uit? Jou mate van geloof, of jou mate van ongeloof kan God se krag en werking in jou lewe beperk. Dit beteken nie, hy is nie almagtig nie. Dit beteken nie, hy kan nie. Maar jou ongeloof kan beperk wat hy kan doen in jou lewe. Soos in elkeen van hierdie verhale. Die hoofman se geloof het hom nie beperk nie. Maar die mense van Nasaret se ongeloof het hom beperk in Nasaret. En hy moes na ander dorpe toe gaan en verder het hy wonders daar gedoen. So jou mate van geloof beïnvloed die resultate van God se krag in jou lewe. Daar's verskeie plekke. As jy gaan lees in die evangelies, sal jy sien in Jesus se wandel, daar's 'n klomp plekke. Jesus het verskriklik baie wonders en goed gedoen, ons weet dit. Maar baie van hierdie plekke was geloof die sleutel. En ek gaan nie na al die verhale gaan kyk nie, want daar's baie. Maar ek gaan net 3 voorbeelde uitlig uit Jesus se bediening, van mense wat resultate gekry het, wat beloon is as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Die eerste een waarna ek wil gaan kyk, is die verlamde man in Markus 2. Nou in Markus 2, hierdie man was die man wat verlam was en sy vriende kon mos nie by Jesus uitkom nie. En hulle het die man op sy bed deur die dak afgelig voor Jesus en hulle het geglo as hy afsak gaan Jesus hom genees. En wat was die reaksie? Markus 2 vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is jou vergewe. Wat vir my fenomenaal van hierdie verhaal is dat dit was nie die geloof van die verlamde man nie. Dit was die geloof van die vriende van die verlamde man, wat hom in hierdie situasie gered het. Jou geloof kan resultate in ander mense se lewens ook bewerk. Moenie ophou glo nie. Selfs al voel daardie persoon, sit die persoon op 'n slegte plek of hy kan nie self glo nie. Vertrou op God, want God kan ander mense se lewens beïnvloed deur jou geloof. Dis wat hierdie verhaal vir my wys. Die volgende verhaal waarna ek wil gaan kyk, of die voorbeeld, is die vrou met bloedvloeiing. Hierdie vrou wat vir jare gesukkel het met bloedvloeiing, en Jesus het gestap in die skare, en sy het vir haarself gesê, as ek net aan sy soem van sy klere kan raak, glo ek met my hele hart, hy het die autoriteit en ek sal genees word. En sy het aan sy soem geraak en hy het gevoel, krag gaan uit hom uit, en hy het gestop en hy het gevra, wie was dit? Nou dit klink eintlik maar net soos 'n vanselfsprekend, as iemand aan jou raak gaan jy het voel, maar Jesus het in skare rondgeloop. Ek kan amper dink het was soos 'n stampede van mense wat om hom gedruk het om te hoor en by hom te wees. En hierdie vrou het soos baie ander mense ook aan hom geraak, maar hy het gevoel toe sy aan hom raak. En hy het gestop en hy het haar gesoek.
En sy het gesê, Here, dit was ek. En wat was die resultaat? Matteus 9 vers 22. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Hier het hierdie vrou geglo, sy het hom gesoek en sy is beloon, soos wat haar geloof was op daardie stadium. Die volgende voorbeeld is 2 blinde mans in Matteus 9 vers 28 tot 29. En hierdie 2 blinde mans het na Jesus toe gegaan en gevra dat hy hulle moet help om te sien. En in 28 lees ons, en nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe. En Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord hom, ja Here. Toe raak hulle oë aan en sê, laat dit wees volgens julle geloof. Het jy al tot God genader en vir hom gesê, Here help, maar in jou hart wonder jy of hy gaan? Laat dit wees soos jou geloof, dis wat Jesus keer op keer gesê het, as hy mense genees het en vir hulle deurbrake gegee het. En die laaste voorbeeld waarna ek wil gaan kyk, is die Kananeese vrou se dogter. Matteus 15 vers 28, hierdie vrou se dogter was getuister deur 'n bose gees, van kleins af, en sy het na die Here toe gegaan en gevra dat hy haar moet genees. En Jesus het met haar gesprek gehad. Onthou, hierdie vrou was nie 'n Jood nie. Sy was 'n Kananeese vrou gewees. Sy was 'n vreemdeling gewees. En Jesus het met haar gepraat en sy het geglo dat selfs Jesus self nie net vir die Jode kom om genesing te bring nie, maar sy het geglo dat hierdie Jesus vir haar dogter genesing kan bring, wat 'n vreemdeling in die land was. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. As hierdie vrou getwyfel het of hy het vir haar wil doen, hy het ook gesien hy kan dit doen en sy het ook geweet hy kan, maar sy gewonder het of hy het vir haar gaan doen. Laat dit wees soos wat jy wil hê. Sy het gesond geword want sy het geglo Jesus kan dit vir haar ook doen. Al is sy 'n vreemdeling, al voel sy nie waardig om deur Jesus genees te word of haar dogter om deur Jesus genees te word nie. So in elkeen van hierdie gevalle kan ons sien, soos met die hoofman van Kapernaum, soos met die mense van Nasaret. Hulle het geglo, wel die mense van Nasaret het nie geglo nie. Hulle het hom gesoek, hulle het tot hom genader, hulle het onder hom onderwerp en Jesus het hulle beloon deur wat hulle geglo het. Volgens hulle geloof is hulle beloon. Maar wat beteken dit vir my en jou? Hoe kan ons hierdie vat en in ons lewe kan toepas? Hoe kan ons geloof hê wat God behaag? Ons moet eerstens glo dat hy is wie hy sê hy is. Hy is skepper God, hy is God almagtig. Ons moet glo wie die woord sê hy is. Maar ons moet ook glo dat hy dit is vir jou. Hy is nie net God almagtig ver nie, hy is God by ons, hy is Immanuel, God met ons, hy is hier by jou en hy gee om vir elkeen van julle. Hy is skepper God almagtig, Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hy is all-sufficient God. Hy is almagtig en niks is vir hom onmoontlik nie. Dan moet jy ook glo dat hy kan en jou wil help in jou situasie. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie, ek weet nie vir watse situasies jy die Here vertrou nie, maar jy moet glo dat hy kan, want hy is God almagtig. Maar jy moet ook glo dat hy jou wil help, want hy wil jou help. Niks is vir hom onmoontlik nie. Psalm 121 vers 1 tot 2 sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. In die woord, as ons gaan lees oor God en die eienskappe van God en van Jesus en van die Heilige Gees, is daar verskriklik baie maniere hoe Jesus en God beskryf word. Daar's verskriklik baie name van God wat gebruik word in die woord in sekere kontekste. En dis nie toevallig dat al daardie verskillende eienskappe en name in die woord vir ons opgeskryf is nie. Want al daardie eienskappe is wie hy is. Hy is dieselfde vandag, môre tot in alle ewigheid. Hy sal nooit verander nie. Daardie name is vir jou en jou situasie ook. So dis belangrik dat jy gaan moet weet, wie sê die woord is hy? Onder andere, van sy eienskappe of van sy name wat ons in die woord kry, is die eerste een wat ons kry, is Yeshua, dis Jesus. Jesus beteken
verlosser. Hy is jou verlosser en dis die belangrikste ding waarom jy in jou lewe kan beloon, is met die ewige lewe, die verlossing van jou siel, die redding van jou siel. En as jy nog nie op 'n plek gekom het wat jy hom gesoek het as jou verlosser nie, wat jou aanvaar het en jou hart oopgemaak het vir hom as verlosser en onder sy autoriteit onderwerp het nie, en die ewige lewe ontvang het nie, wil ek vir jou vra, jy moenie wag nie, want ons weet nie wat môre kom nie. Maak jou hart oop en laat die verlosser inkom en jou reinig van jou sondeskuld, want hy is ons verlosser, Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, wie se bloed gevloei het tot vergifnis van ons sondes, sodat ons eendag in die ewigheid kan ingaan. Glo jy dit? Het jy hom gesoek? Dan sê sy woord, hy sal jou beloon met die ewige lewe, want Johannes 3 vers 16 sê, elkeen wat in hom glo, het hy die mag gegee om kinders van God te word, want so lief het hy die wêreld gehad, is wat hy sê. Hy het jou lief. En jy, kind van God, is geliefd en hy wil jou help. Na redding van jou siel wil hy jou ook help in hierdie lewe met die dinge waarmee jy sukkel en die uitdagings wat jy ervaar. Want as ons so besig is met die dinge wat ons pla en die siektes en die frustrasies en die bekommernisse, dan is ons ook nie gefokus op hom nie, dan is ons nie produktief vir sy koninkryk nie. So hy wil vir jou daardie deurbrake gee wat hy weet jy nodig het, sodat jy kan begin produktief raak vir sy koninkryk en sy woord kan verkondig en kan gaan getuig van sy goedheid in jou lewe. Want dit is 'n opdrag, ons moet gaan getuig. Ons moet mense van God gaan vertel. Want ons wil nie enige iemand moet verlore gaan nie. Die tweede naam van Jesus of van God is die Here wat voorsien. Yahweh Jireh. Hy is God wat voorsien. Hy sorg vir jou. Hy is die een wat vir jou werk gee. Ja, jou baas betaal jou, maar hy is die een wat jou die vermoë gegee het om daardie werk te doen. Hy is die een wat na jou kyk. Hy is ook Yahweh Rapha, God wat genees. Hy is jou genesing. Die woord leer ons dat ons deur sy wonde genesing kan ontvang en Jesus se bloed het gevloei vir vergifnis van ons sondes en vir redding van ons siel. Maar sy bloed het ook gevloei en sy wonde, hy's geslaan en hy's stikkend gemaak sodat ons genesing kan ontvang. Hy is ook Yahweh Uzi. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dis die Here is my sterkte. Hy is jou krag. Jy voel dalk swak, maar die woord beloof vir ons, die Here is jou krag, gaan soek hom as die Here wat vir jou krag gee. En hy is Yahweh Nisi, dis my banier. Hy is die een wat vir jou die oorwinning bewerk, hy is die een wat vir jou die deurbrake bewerk. En hy is ook Yahweh Shalom. Jy voel dalk onstuimig in jou binneste, onseker oor die toekoms, maar hy is jou vrede en die woord beloof vir ons, hy gee vir jou vrede, want dit is sy naam. Daar's baie ander name, maar ek het ervaar, hierdie is die name wat ek vanoggend met julle wil deel. Dis wie hy is. Glo jy dat dit is wie hy is? Glo jy dat dit is wie hy is vir jou? Dan moet jy hom gaan soek. Ons erken sy autoriteit, maar ons moet hom soek. Ons moet hom soek en ons moet sy wil soek. Matteus 6 vers 23 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hierdie vers gaan oor voorsiening, maar dit gaan oor soek eers die Here. Jy kan hom nie soek en jy gaan nie onder hom onderwerp as jy nie glo hy is nie. Maar sodra jy glo hy is nie genoeg nie, want die woord sê die demone glo ook en hulle sidder. Jy moet hom soek en jy moet aan hom onderwerp en hom aanvaar in jou lewe en in die situasie inbring en oorgee. Maar jy moet ook sy wil ken. Want 1 Johannes 5 vers 14 leer ons, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra. Hoe moet ons vra? Volgens sy wil. Jy vertrou dalk die Here of jy bid dalk vir die Here vir 'n spesifieke ding, maar het jy al stil geraak om vir die Here te vra, maar Here, is dit u wil? Wat is u wil vir my? Of is ek besig om hierdie ding te vra uit my eie begeertes en my eie behoeftes? Dit is belangrik dat ons sy wil moet ken en sy wil moet soek in ons lewe. En hoe doen ons dit? Deur tyd saam met hom te spandeer, stil te raak, maar ken sy woord. Want Psalm 119 vers 105 sê ons, die woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Dis ons riglyn, maar die woord leer ons ook wat is sy wil. Ons kan gaan kyk na Jesus se wandel op aarde, wat was sy wil. Ons kan gaan kyk na wat ons in die woord leer reg deur die Bybel. Dis sy wil. Leer ken sy wil. Spandeer tyd saam met hom, soek hom. Dan gaan jy, hoe meer jy hom soek, hoe meer gaan sy wil jou begeertes begin raak.
Hoe meer gaan wat jy wil hê, begin belyn met wat sy wil is. Want jy soek hom en jy's in hom en hy's deur jou en hy raak net so deel van jou lewe in verhouding en in groei. Maar dit is belangrik dat jy met tyd by hom spandeer daarvoor. Psalm 37 vers 4 tot 5 sê: Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Maar eers as jy in hom verlustig, as jy hom in hom verlustig, gaan hy jou begeertes gee, maar jou begeertes raak belyn met sy wil. En dan, wat gaan die resultaat wees? Wat sê Hebreërs 11 vers 6 van geloof wat God behaag as jy hom gesoek het, as jy geglo het? Hy gaan jou beloon. Belangrikste is, hy beloon jou met jou redding van jou siel, met 'n ewige lewe, en ons dank hom daarvoor, en as hy niks verder ooit vir ons doen nie, sal ons hom nog steeds aanbid vir wie hy is, want hy is waardig om aanbid te word. Hy beloon jou nie, sodat jy hom moet eer nie. Ja, ons gebruik dit as getuienis, hy beloon jou omdat hy lief is vir jou. En ons dien hom nie vir wat hy vir ons kan doen nie. Ons dien hom vir wie hy is. Maar hy is 'n goeie God en hy wil jou nog steeds beloon as jy hom eer vir wie hy is. Dit is belangrik dat jy moet glo, hy wil jou beloon en dit behaag hom. Ons sien dit in Hebreërs 11 vers 6. Jy moet glo dat hy is en hy beloner is van die wat hom soek. Ons elkeen is op 'n ander plek. Waarmee kan hy ons beloon? Ons elkeen het unieke uitdagings, ons elkeen het unieke dinge. En die eerste ding wat ek genoem het is die verlossing. Hy is Yeshua. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Dis die belangrikste besluit wat jy in jou lewe kan neem, is om te sê, Here, kom verlos my. Ek maak my hart oop vir U om te kom en my te verander. Maar dan sit jy dalk op 'n plek wat dit moeilik gaan. En jy voel dalk op hierdie stadium, jy weet nie regtig hoe jy deur die maand gaan kom nie, en jy kyk na jou begroting en jy kyk na jou bankrekening en jy kyk na alles wat moet betaal word en jy kry 'n beklemming om jou keel want jy weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Wil ek vir jou sê, hy is Yahweh Jireh. Hy is jou voorsiener. Psalm 145 vers 15 tot 16 sê: Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Soek hom, gee oor aan hom. Soek sy wil, volg sy wil, en hy is die God wat vir jou gaan voorsien. Glo dit. Jy is dalk op 'n plek wat jy die Here vertrou vir genesing. Dit gaan nog nie baie goed met jou nie, of miskien gaan dit oké, of daar's dalk iemand naby aan jou wat siek is. En jy is bang, of senuweeagtig, of jy weet nie, en dit wil nie beter raak nie, of selfs al het jy net 'n verkoue. Hy is Yahweh Rapha. Hy is die wat jou genees. Psalm 103 vers 2 tot 3 sê: Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, want wat al jou ongeregtigheid vergewe, en wat al jou krankheid genees. Hy is die God wat genees. Maar nie net fisiese siektes nie. Dalk is jy op 'n plek wat jou hartseer is. Jy's dalk op 'n plek wat jou hart stikkend is. Jy's dalk op 'n plek wat jy nog nie kan verwerk wat met jou gebeur het nie, of jy sukkel dalk met jou emosies of met jou mental illnesses. God is 'n geneesheer vir alles. Ons lees in Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken van hart is. Hy verbind hulle wonde. Glo jy dit? Glo jy regtig dat hy vir jou kan genesing bring? Hy is Yahweh Rapha. Kom na hom toe, nader tot hom, bring dit tot hom en lê dit by sy voete en gee oor. En ons weet hy is in beheer. Ons weet nie wat God se wil is nie. Ons kan hom meer en meer leer ken. En ons weet hy kan. Maar dit is ook belangrik dat ons hom moet dien vir wie hy is, nie vir wat hy vir ons kan gaan doen nie. En as ons tot hom nader en tot hom bid, met ons versoeke voor hom bring, maar ons moet weet dat hy is God almagtig, hy is soewerein, hy weet van beter. En selfs in Paulus se geval het hy nie altyd die deurbrake gekry nie, maar God is in beheer en hy weet wat nodig is. Maar ons moet aanhou glo en weet dat God in beheer is en hy gaan vir jou deurkom op die manier wat hy weet die beste in jou lewe is. Dan voel jy dalk op 'n plek wat jy moeg is. Jy weet dalk nie regtig hoe jy gaan môreoggend opstaan en werk toe gaan nie. Jy is dalk moeg, dis amper eksamentyd. Jy voel moedeloos. Wil ek vir jou sê, hy is Yahweh Uzi. Hy is jou krag. Kom na hom toe, almal wat moeg en afgemat is, want hy is die een wat vir jou gaan krag gee. Dit is 'n belofte in sy woord. Hy gaan vir jou krag gee as jy na hom soek. Jesaja 40 vers 29 sê:
Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Moenie op jou eie kragte en insigte staat maak nie. Gaan na hom toe, hy is die iemand vir jou krag gee, dag na dag, om te doen wat nodig is vandag. Moenie bekommerd wees oor môre en 10 jaar van nou af nie, want hy gee vir jou wat jy nodig het vandag. Hy gee vir jou krag vir vandag. Dan is hy ook Jahwe Nissi wat vir jou oorwinning gee. Eksodus 14 vers 14 sê, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Dis eintlik 'n kontras. As ek deur 'n moeilike tyd gaan en ek die Here vertrou vir 'n deurbraak of oorwinning, moet ek stil raak. Ek moenie gaan beklei nie. Raak stil, gaan in jou binnekamer en gaan soek hom, want hy is die iemand vir julle stry. Hy sal vir jou die oorwinning bewerk op die manier wat hy weet die beste is in jou lewe en in jou situasie. Glo dit, vertrou dit en soek hom en soek sy wil en dit sal so wees. En dan is hy die iemand vir jou vrede gaan gee. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Moenie bang wees nie. God is in beheer. Hy weet, hy het jou lewe, he's got you. Hy het jou kinders in sy hand, hy het jou ma en jou pa en jou ouma en jou oupa en jou oom en jou tannie en jou boetie en jou sussie en almal oor wie jy so bekommer in sy hand. Hulle is sy kinders ook, gee oor en vertrou dat hy weet wat hy doen. Soek hom en soek sy vrede, want hy sê, hy is die Here my vrede. Hy sal vir jou sy vrede gee. Laat jou laste by hom, moenie dit nie langer saamdra nie, gee dit oor. En mag sy vrede oor jou spoel. Nou het ons al hierdie, ons het gaan kyk na soek, en ons het gaan kyk na hoe hy ons kan beloon. Maar ek weet, ek was ook al op 'n plek, wat ek tot die Here gebid het en gesê, Here, help. En aan die oomblik wat ek amen sê, begin ek twyfel. Ons is mens. Ons is vasgevang in 'n dimensie van tyd en plek en logika en die Here werk buite daardie dimensie. Hy voorsien op maniere wat ons nie kan dink nie. Hy genees op plekke en maniere wat ons nie kan dink nie. Maar ons is so vasgevang in hierdie dimensie en hierdie logiese redenasie, veral as jy verskriklik analities is dit nog moeiliker. Dat dis menslik om partykeer op 'n plek te kom wat jy twyfel. Maar ek wil vir jou verhaal lees. En dit gaan vir jou, ek glo dit gaan vir jou hoop bring. Markus 9 vers 23 tot 24. Dit was 'n man wat sy seun maansiek was. Die kind was van geboorte af maansiek en niks en niemand kon hierdie seun genees nie. En die pa was moedeloos gewees. En hy het na Jesus toe gekom. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, is alle dinge moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit, hy was desperaat, hy roep uit, hy sê, ek glo Here, en direk daarna sê hy, kom my ongeloof te hulp. Hy sê, I believe God, help my unbelief. So hierdie pa kom en sê, Here, ek wil glo, maar die twyfel kom in my hart, help my. Ek sukkel met die twyfel, ek gee dit vir u en ek sê, Here, ek weet, u kan my ook help met hierdie twyfel. En dis waar die Heilige Gees kom, ons swakhede te hulp, ons leer dit in die woord. Hy kom en hy bekragtig ons en hy versterk ons en hy bou jou geloof in daardie tye wat dit vir jou amper moeilik is om volkome te vertrou. En hoe meer jy op daai plek kom wat jy oorgee en jy sien maar die Here kom deur, hoe meer gaan dit jou geloof stig en bou. En volgende keer gaan daai twyfel minder in jou hart kom. En die volgende keer gaan dit minder in jou hart opkom tot op 'n plek wat jy onvoorwaardelik op die Here kan vertrou. Maar tot dan is die Heilige Gees ons helper. Ons het 'n gawe van die Heilige Gees. Die oomblik wat jy jou hart vir die Here gegee het en gevra het dat hy moet kom volmaak, het die Heilige Gees gekom en hy het jou kom vul. En een van die gawes van die Heilige Gees is 'n gawe van geloof. Dis 'n gawe van geloof dat jy glo soos wat jy glo dit sal so wees, al twyfel die wêreld om jou. En daardie gawe, glo ek met my hele hart, is vir ons gegee. In die tye wat ons die Here vertrou, maar daai menslike twyfel wil kom posvat in ons lewe. Daarom wil ek vir jou vra, jy vertrou die Here. Jy vertrou die Here vir 'n situasie, vir genesing, vir wat ook al dit mag wees. Moenie langer toelaat dat twyfel God se werking in jou lewe beperk nie. Daarmee sê ek nie dat as jy die Here gevra het vir genesing en hy genees jou nie, dat jy ongeloof het nie. Geloof kan dit beperk, maar God weet van beter ook. God kan partykeer 'n ding op 'n spesifieke manier laat gebeur, want hy het die groter plan en hy het die groter prentjie. Maar ons moenie met ons ongeloof sy werking in ons lewe beperk nie. Mag ons op 'n plek kom wat ons geloof het, wat God behaag. Mag ons op 'n plek kom wat ons hom soek,
wat ons glo dat hy is, en dat hy dit vir ons wil doen, dat ons hom soek in alles, en dan, soos wat hy kies om ons te beloon, mag ons aan hom die eer bring, vir wie hy is, nie vir wat hy vir ons doen nie. En ek wil vir jou vra vanoggend, jy sukkel dalk met iets, daar's dalk iets wat jy voel, jy vertrou die Here, of jy kry net nie die antwoord, en jy kry net die deurbrake nie. Vat sy woord, vat wie hy is, vat daai naam, dit is wie hy is vir jou. Mag hy kom, mag jy jou hart oopmaak, en mag jy volkome oorgee vir hom, en sê, maar Here kom, ek glo u is, en ek glo dat u dit vir my kan doen. En ek soek en ek gaan u dien, maak nie saak wat u doen nie, maar ek gaan u nog steeds dien. En mag, wanneer hy daardie deurbrake in jou lewe bewerk, want sy woord beloof hy is ons God van deurbrake, mag jy nie net stil bly nie, mag jy daardie deurbrake vat, en mag jy uitgaan, en vir die wêreld gaan vertel hoe goed God vir jou is. En dit hoef nie altyd groot goed te wees nie. Die feit dat hy vir jou voorsien dag tot dag, die feit dat hy klein antwoorde en klein dinge vir jou doen, is klaar rede vir 'n getuienis. Maar mag jy nie stil bly nie, mag jy vir die wêreld gaan vertel van wie hy is, en mag jy hom soek, glo dat hy is, en glo dat hy beloner is van die wat hom soek. Kom ons lei die oë. Hemelse Vader, dankie vir die woord en die dinamika wat in die woord saamgevat is. Dankie dat ons kan leer, soveel leer uit die woord uit, Here. Dankie dat ons kan weet dat U is God almagtig, Abba Vader. Dankie dat ons kan weet U gee om vir elkeen van ons. U is die God wat ons sien. Here Jesus, ons dra elke liewe persoon dra aan U op vanoggend. Elke liewe persoon wat hier sit, wat dit dinge in hulle hart aan die gang is en dinge in hulle lewe aan die gang is. Ek vra dat U genesende Gees, U Gees van antwoorde, U deurbrake in hulle lewe 'n werklikheid sal word. Heilige Gees, ek vra dat U elkeen van ons sal bekragtig en dat U elkeen van ons se geloof sal versterk in tye wat dit moeilik is om aan te hou glo. Dankie Here Jesus, dat ons kan weet dat ons die ewige lewe ontvang het die oomblik wat ons hart oopgemaak het vir U. Maar dankie dat ons ook kan weet, U wil hê ons moet 'n lewe van oorvloed hê. U wil hê ons moet 'n lewe hê hier op aarde waar ons effektief kan wees vir die koninkryk. En daarom vra ek Here, mag U elke liewe persoon vandag in hierdie plek aanraak. Mag U elke liewe persoon vandag oprig en herstel bring en hulle plaas op die plek waar hulle moet wees, dat hulle kan kragtige getuies wees vir die koninkryk tot eer van U naam. Ons eer en ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê. Julle is welkom om te gaan vir koffie en tee en by vanaand se gebedsbijeenkoms 6:00 hoop ons sien julle. Andersins sien ons julle volgende Sondag op Moedersdag by die kerk. Geseënde dag vir julle en onthou bedieningsspan vorentoe, as julle gebed nodig het, asseblief kom vorentoe.